Ons verwelkom ons mense op Homebase wat inskakel by die woord in diepte. Rebecca saam met my om vir my te lees en ons Bybelstudie gaan nog steeds oor die profeseë en ons gaan nog aan met psalms. En dinge gaan nie altyd so voorspoedig op hierdie aarde as wat mens graag sou wou nie. En toe dink ek aan die see. Dit is so mooi om by die see te sit en die branders te kyk, maar wanneer jy binne in daai branders is, jy kan nie swem nie, dan is dit 'n benoudheid. En in die gebedsfoto is daar die see se branders wat daar breek. Die foto geneem toe ek vir die see sit en kyk eendag. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, ons weet dat in ons lewens gaan dinge partykeer rof. En in die toekoms gaan dinge nog erger plaasvind. Gee dat ons nie met vrees daarna sal kyk nie, maar met vaste vertroue in onsse God, wat sy hand soos 'n ouer sy kind beskerm, so sal U ons beskerm. In Jesus naam. Amen. Psalm 67 vers 4. Wat sal die volke doen? Kom ons lees daai teks. Die volke sal U loof, o God, die volke almal saam sal U loof. In vers 5. Die nasies sal bly wees en jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Sela. Mens, die aarde gaan nie net so aangaan nie. Daar kom 'n oordeel. Daar kom 'n dag wanneer die nasie sal erken dat God regverdig is. En ons sal, wat saam met die Here huis toe gaan, sal in lof sing met blydskap. Ons sal jubel en bly wees, soos die psalmis hier sê. En dan 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge, weg in die hart van die see. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. En hier in Psalm 46, net soos in Psalm 91, besef ons dat daar 'n groot tyd van benoudheid oor die aarde kom. En God sal vir ons 'n toevlug wees. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Dit sal 'n geweldige aardbewing moet wees. En dan sê dit, los, laat staan. Los dit waarmee jy besig is. En ook los die bekommernis waarmee jou brein besig is. En weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies. En 'n hoogte is 'n plek waar jy aanbid. Ek sal hoog wees onder die nasies. As mens dink aan hoogte, wat het die Babelbouers probeer doen? Hulle het probeer hoogte wen. Wat het Nebukadneser probeer doen? Hy het 'n hoë beeld gebou. Maar God is hoër as die hoogste hoogstes op hierdie aarde. Lees ons Jeremia 4 vers 23. Wat gaan gebeur wanneer hierdie aarde tot niet gaan? Ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg. Voor jy verder lees, daardie woorde woes en leeg, dit sinspeel weer op hoe die aarde gelyk het voor die skepping of met die skepping. Die aarde was woes en leeg en die gees van God het gesweef oor die aarde. En verder dan? Ook na die hemel en sy lig was daar nie. Met ander woorde, nou is dit pikdonker. So daar kom 'n verskriklike tyd op hierdie aarde wanneer hierdie aarde vernietig sal wees. En dan vra ek, waar gaan God se kinders dan wees? Maar kom ons lees nog. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskud. Met ander woorde,
Daar's 'n geweldige aardbewing. Volgende. Ek het gekyk en daar was geen mens nie. En al die voëls van die hemel het weggevlieg. Nou wanneer daar geen mens is nie, dit beteken almal is nou of weggeneem of dood. En wanneer gaan dit plaasvind? Met die wederkoms gaan die mense wat gered word, saam met Jesus tegemoet in die lug hemel toe. En die wat vir die berge en die rotse gesê het, val op ons, verberg ons van die aangesig van God. Hulle, die goddelose, is dood. Net Satan en sy engele bly op hierdie aarde oor vir 1000 jaar. En daar's duisternis, die aarde is woes en leeg. Dis 'n verskriklike toestand dan. Die berge is gelyk gemaak deur aardbewings. Die stede van hierdie aarde is verwoes deur die aardbewing en deur vuur, is swart gebrand. En dan sê die laaste vers, Ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy torengloed. so gedurende die 1000 jaar, soos Openbaring vir ons verduidelik, wanneer die regverdiges saam met Jesus sal regeer vir 1000 jaar lank, sal hierdie aarde in puin lê. En vir my is dit die ergste straf wat God vir Satan en sy engele sal kan gee. Hulle het nie werk om te doen nie. Hulle sit en kyk na die gevolg van hulle eie handeling. Nou waar kry mens 'n foto? En ek het hier 'n foto ingesit van 'n brand wat in 'n stad plaasgevind het, so 'n paar jaar terug. As jy na daai foto kyk, dan bly daar niks oor nie. Daardie stad het verbrand tot as en roet. Alles was swart. Die lug was vol rook en daar het niks oorgebly nie. Net verwoesting. Ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg. Openbaring 21 vers 1. Kom ons kyk na die ander kant van die muntstuk. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Die see was daar nie meer nie. Met ander woorde, die groot see wat vaste lande van mekaar skei. Daar sal mere en riviere wees, ja. Maar ons sal nie meer daardie geweldige groot see hê wat kom ons sê, wat ons kinders van ons skei nie, dat ons op aparte vaste lande bly nie. En dan sê Filippense 3 vers 20, so 'n mooi teksie. Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Iemand vra vir my, wanneer trek ons? Of waarheen sal ons trek? Toe sê ek vir hulle, ek trek nêrens hier nie. Wanneer ons nou trek ons huis toe. Ons burgerskap is in die hemele. Jesegiel 1 vers 26. En bo kan die uitspansel wat oor hulle hoof was iets wat so safiersteen gelyk het, in die gestalte van 'n troon, en op die troongestalte 'n gestalte wat soos 'n mens gelyk het. Wanneer ons deur die boek Jesegiel lees, dan is dit een van die moeiliker boeke om te begryp. Ons verdwaal maklik daar, omdat mense taal die hemel nie kan beskryf nie. Dit praat van engele, dit praat van wesens daar wat ver bokant ons gedagtes is. Psalm 47 vers 1 is vir die kinders van Korag 'n psalm. Vers 2 sê, Alle volke, klap met die hande, juig tot eer van God, met 'n stem van gejubel. Want die Here, die Allerhoogste, is gedig,
'n groot koning oor die hele aarde. Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Daar gaan so groot verskil wees tussen hulle wat die Here nie dien nie en wat vernietig word en hulle wat in die ewige heerlikheid opgeneem word, dat alle volke sal hulle hande klap en juig en bly wees oor die Here se redding. 1 Tessalonisense 4 vers 13 praat Paulus. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Nou wag so 'n bietjie. Mense sê vir my, sien jy, as jy doodgaan, gaan jy hemel toe. En hier sê dit, dat die wat in Jesus gesterf het, opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Wanneer jy ontmoeting reël met iemand, sê nou maar met 'n vriend, en daai vriend moet by jou iets kom kry, en hy bring dit saam, kan hy dit of van waar hy bly na jou toe saambring, of hy kan dit saambring na sy eie huis toe. En hierdie saambring het te doen met die wat ontslaap het. Dis waarmee Paulus begin. Hy sê met betrekking tot die ontslapenis. Hulle sal Jesus saam met hom bring. Waarheen, waar bly Jesus in die hemel? Saam met hom bring hemel toe. So hulle rus in die graf, totdat hy hulle opwek, kom haal en saam met hom bring hemel toe. Vers 15. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. So vers 17 verduidelik dit ook pragtig. Hy sê, ons wat in die lewe oorbly, sal saam met wie? Saam met hulle wat gesterf het, die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En dan is ons saam in die hemel by hom. Sagaria 14 vers 4. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes, tot 'n baie groot dal. Nou voor ons verder gaan, kom ons kyk net 'n bietjie na die werklike Olyfberg daar by Jerusalem. En in die eerste fotootjie kan jy daar sien waar die ou stad Jerusalem gelê het, en dan met daai pyltjie, as mens dan uitgaan na regs of na die ooste kant toe, dan kom jy uit by die Olyfberg, eerste by Getsemane en dan daar by die Olyfberg. Die Olyfberg het aan die ooste kant gelê, met die Kidron-vallei tussenin. En 'n foto van die heuwel, nie 'n berg eintlik nie, meer 'n heuwel, kan jy in die volgende foto sien, waar daar die heuwel so in die verte daar lê. Dit is die Olyfberg, so 'n langerige berg van 'n paar heuwels. En dit sê dan, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. Vers 5. En julle sal vlug in die dal van my berge.
Want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Usia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u, en die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees, en sy naam een. Hierdie profesie en hierdie werklike wat uiteindelik sal plaasvind, kom so pragtig by mekaar. En dan Psalm 75 vers 2, waar ons die Here loof, want hy is groot. Wat sê dit? Ons loof u, o God, ons loof, en naby is u naam. Hulle vertel u wonders. As ek die regte tydstip aangryp, oordeel ek regverdig. Al wankel die aarde en al sy bewoners, ek het sy pilare vasgestel. Ek het sy pilare vasgestel. Nou net 'n bietjie hier wat ek in aardrykskunde geleer het, toe ek op universiteit was. As jy kyk na die bygaande sketsie daar, daardie skets dui die kanteling van die aarde aan, wat presies 23,5 grade is. So is hierdie aarde so gekantel. En as jy dink aan die denkbeeldige as van noord na suid, daai soliede lyn AB, wat deur die aarde so denkbeeldig loop, dan draai die aarde van links na regs of antikloksgewys om daardie as. Met ander woorde, as jy op die aarde staan, dan draai hy na regs of na die ooste toe. En nou kan jy ook sien dat as die son dan van regs af skyn, dat dit in die een helfte is dit somer of meer sonnig, en in die ander suidelike helfte is dit meer winter se kant toe. En soos die aarde om die son beweeg, verander die seisoene. Net 'n skepper is groot genoeg om hierdie dinge te skep en dit perfek en volmaak te maak. Die teks het gesê, al wankel die aarde en sy bewoners, ek het sy pilare vasgestel. Ons begryp so min van die Skepper se mag. Vers 5. Ek sê tot die onsinniges, wees nie onsinnig nie, en tot die goddelose, verhef die horing nie. Verhef julle horing nie daarbo en spreek nie met trots uitgerekte nek nie. Want nie van die opgang of van die ondergang, ook nie van die woestyn van berghoogtes nie. Maar God is regter. Hy verneder die een en verhef die ander. Want in die hand van die Here is 'n beker, en die wyn skuim. Dit is oorvloedig gemeng, en hy skink daaruit. Ja, die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp, uitdrink. Ja, daardie dae was hierdie kenmerk, 'n gesegde daar, dat jy vir jou vyand gee jy daardie wyn om hom dronk te maak, om hom siek te maak. En die Here sê die goddelose sal sy wraak moet drink. Vers 10 sê, Maar ek sal vir ewig verkondig, ek wil psalm sing tot eer van die God van Jakob. En ek sal al die horings van die goddelose mense stukkend breek, die horings van die regverdige sal verhef word. So hier praat die psalmis weer eens van die twee groepe, hulle wat God dien, wat in vreugde hulle Here aanroep, en wat uiteindelik verlos sal word. Die pad van die goddelose lei na die dood toe. Nou gaan ons bietjie na die Ou Testament en ons gaan kyk wat gebeur het in die tyd van Hizkia. Nou as ons in Konings lees, dan gebruik hy die woord Hizkia, en as jy in Kronieke lees, dan gebruik hy die woord Jehizkia, maar dit is dieselfde persoon.
en waar hulle teen of Sanherib teen Jerusalem opgetrek het. En ons lees uit Kronieke, 2 Kronieke 32 en van vers 9 af. En onthou terwyl ons nou hier lees en ons kyk na wat werklik plaasgevind het, hoe die goddelose Godse kinders tart en teen hulle optree, dan is dit vir ons beelde en riglyne en waarskuwings van dit wat aan die einde van tyd gaan gebeur. En hierdie selfde tipe dinge, soos wat ons hiervan lees, wat in die verlede gebeur het, gaan nou weer gebeur, en gebeur vandag, onder Godse volk, net voor sy wederkoms. So let daarop terwyl ons lees. Hierna het Sanherib, die koning van Assirië, hy self en sy hele ryksmag was saam met hom by Lagis, sy dienaars na Jerusalem gestuur. Nou Jerusalem is die plek waar Godse volk bly. Hier kom die heidense nasie en hulle val Godse mense aan. Na Jehiskia, die koning van Juda, en na die hele Juda wat in Jerusalem was om te sê, nou praat hulle, let op dat hierdie oorlog is nou 'n oorlog van woorde. So sê Sanherib, die koning van Assirië, waarop vertrou julle dat julle daar ingesluit bly sit in Jerusalem? Jerusalem was op 'n hoogte gebou en dit was 'n baie moeilike stad om in te neem. En hulle het gedink, hulle is baie veilig daar. En nou kom hy hier en hy besef, fisies gaan dit baie moeilik wees om hierdie stad in te neem. Maar kom ons maak hulle sag met woorde. En hulle saai eers twyfel, net soos wat die verleier deur die slang in die tuin van Eden gepraat het. Net soos wat die verleier in Matteus 4 met Jesus in die woestyn twyfel gesaai het. As u die seun van God is. En hier sê die koning van Assirië, waarop vertrou julle dat julle daar ingesluit sit hier in Jerusalem? Hy probeer hulle benoud maak, bang maak. Vers 13. Weet julle nie wat ek en my vaders aan al die volke van die lande gedoen het nie? Het die gode van die nasies van die lande ooit hulle land uit my hand kon red? Met ander woorde, geen God kon hulle red uit die hand van Sanherib nie. Vers 14. Wie was daar onder al die gode van daardie nasies wat my vaders met die banvloek getref het? Wat sy volk uit my hand kon red? Dat julle God julle uit my hand sou kan red? So hier daag hy Israel se God uit. Hy sê geen God kon die mense red en wie ons veg nie. En wie is julle God dat hy julle gaan red? So is hy besig om God te belaster. Vers 17. Hy het ook 'n brief geskrywe om die Here, die God van Israel, te smaad en teen hom te spreek deur te sê, soos die gode van die nasies van die lande wat hulle volk uit my hand nie gered het nie, so sal die God van Jehiskia sy volk uit my hand nie red nie. So sal ons aan die einde van tyd ook beledig word, sal ons God ook so sleg gesê word en sal hulle swart op wit dokumente kan voorlê en sê, kyk hier, so staan dit. Dit is die geskiedenis, dit gaan weer so gebeur. En Sanherib deur sy afvaardigers daar skree op Hiskia en skree op hulle God en sê hulle sleg. En 'n interessante foto wat 'n skilder hier gegee het op die internet het ek gekry. En daar kan jy sien hoe die mense bo op die muur van Jerusalem staan en die hele leer hieronder staan en skree om hulle te intimideer. Vers 20.
Maar toe koning Jehiskia en die profeet Jesaja, die seun van Amos, hieroor gebid en na die hemel geroep het, So na wie toe gaan die koning van Juda? na die Here, En die profeet Jesaja, hulle het gebid en geroep na die God van die hemel. En dis wat ons sal moet doen, vers 21. stuur die Here 'n engel, en die het al die dapper helde en bevelhebbers en owerstes in die laar van die koning van Assirië verdelg, sodat hy met 'n beskaamde aangesig na sy land teruggegaan het. En toe hy in die huis van sy God kom, het die wat uit sy eie liggaam voortgekom het, hom daar met die swaard neergeslaan. Sy eie kinders het hom doodgemaak. In die huis van sy eie, die Bybel sê God, dit was 'n afgod gewees, klein lettertjie G. Hulle wat die afgode van hierdie wêreld aanbid. So die wêreld se eie mense gaan hulle eie mense aanval en doodmaak. Vers 22. En die Here het Jehiskia en die inwoners van Jerusalem verlos uit die hand van Sanherib, die koning van Assirië. Hier het hierdie koning Sanherib sy mag wat hy gehad het, misbruik. En die dinge wat hy gesê het was wel waar, dat geen aardse koninkryk kon voor hom standhou nie. Maar nou durf hy die God van die hemel aan. En dis net hier waar hy hom vasloop. Nou as ons kyk hier na Psalm 75, dat ek net so intoe blaai. Psalm 75. Ons het al daarna verwys. Dit sê vir ons in vers 2, ons loof U, o God, ons loof U en naby is U naam. Vertel van U wonders. Wanneer ons in 'n benoudheid kom, en in plaas van om te kla, sou ons die Here loof en sy naam aanroep, dan tree hy in. En dit sê al wankel die aarde en al die bewoners. Ek het sy pilare vasgestel. So die Here sal optree vir sy kinders. En hy sal ons red. Matteus 26 vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Nou hier is ons Jesus besig met die nagmaal, die Nuwe Testament. Matteus skryf dit vir ons neer. En hier verduidelik hy vir hulle wie hy is. En hy sê, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Hier probeer hy die disippels se gedagtes hoër lig as hierdie aardse dinge. Hy het vroeër in sy bediening gesê, julle moet my vlees eet en my bloed drink, en hulle het nie verstaan nie. Selfs die disippels was die mekaar. En hier verduidelik hy dit weer vir hulle. God se woord bring redding. Dit is sy vlees en sy bloed. Wanneer ons sy woord lees, die waarhede in sy woord, sy liefde raak sien, dit bring vir ons lewe. Dit vergewe sonde. Vers 29. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Dit is vir my hier so mooi dat Jesus die fisiese band wat hy met sy disippels gehad het, hy het saam met hulle gesit aan tafel en hy het saam daardie druiwesap gedrink wat hulle voorberei het die vorige dag.
waar hy sy disippels gestuur het en hulle die bovertrek gaan voorberei, vars druiwesap. En hy gaan hier 'n ooreenkoms met hulle aan. Hy sê, ek sal nie weer van hierdie druiwesap drink nie, tot ek het saam met julle drink. En in die bygaande foto daar, is daar 'n tros druiwe. En dit is die teken wat Jesus vir hulle gegee het. Daardie druiwesap is 'n teken van sy redding, van sy bloed wat hy vir ons gestort het. Nou daar is 'n tema wat dwars deur die Bybel loop. Vanaf die uitspraak in Genesis, toe God gesê het, laat daar lig wees. In Genesis 1 vers 3, tot aan die einde van Openbaring, wanneer die magte van die duisternis, die afwesigheid van lig, vir ewig vernietig sal word. En daardie tema is Christus oorwin. Hy is ons redder, hy is ons verlosser, sy woord staan vas, sy wet en sy karakter is een. Lees vir ons 1 Johannes 1 vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. God is Lig. God is lig. Sy boodskap gee lig. Sy skepping het lig gebring. Duisternis is die tema van Satan, van dit wat boos is, van dit wat verkeerd is. En soos lig en duisternis nie saam kan bestaan nie, kan sonde saam met God nie bestaan nie. Daarom kon Moses nie God se aangesig sien nie, want hy's 'n mens, 'n sondige mens, en jy kan nie bestaan in sy teenwoordigheid nie, want God is 'n verterende vuur. Hy is lig, hy is heiligheid, en in hom is daar geen sprake van sonde nie. Christus het van die duiwel gesê, hy het geen vat aan my nie, niks nie. En is interessant, lig is so 'n wonderlike iets, dat ons dit nie kan begryp nie, net so min as wat ons God kan begryp. Ons kan nie ompyl nie, want hy is lig. Die wetenskaplikes kan nie by die essensie daarvan uitkom nie. Hulle kyk maar net na die kenmerke van lig hier aan die buitekant en probeer dit gebruik en verstaan. Maar duisternis is nie iets nie, dis niks. Duisternis bestaan net wat die lig nie is nie. Sodra jy die lig bring na duisternis toe, dan verdwyn die duisternis. En daarom, wanneer God kom, dan verdwyn die goddelose. Hulle is nie meer daar nie, hulle kan nie daar wees nie, in sy teenwoordigheid nie. Lig, God is lig, en geen duisternis in hom nie. Dit is so 'n groot konsep. Kom ons kyk na Psalm 67 vers 2. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy sy aangesig by ons laat skyn. Weer hier het dit met lig te doen. Ons wat in duisternis sit, het daar 'n groot lig opgegaan, sê die profeet. En dit sê, mag hy sy aangesig by ons laat skyn. Met ander woorde, dat ons ook verlig word, kan insien. Vers 3. Sodat die mense op aarde u weg kan ken en onder al die nasies u heil. Sodat die mense van die aarde u kan ken. Hulle wat in duisternis geleef het, laat die aangesig oor hulle skyn, sodat hulle u kan ken.
pragtige woorde hier in die Psalm. Vers 4. Die volke sal U loof, o God. Die volke sal almal saam U loof. Nou wanneer ons die lig van God se karakter uitdra, vandag, soos die psalmis hier sê, sodat die mense van die aarde sy weg kan ken, sal die volke die Here loof, want dit is waarheid, dit is redding. Vers 5. Die nasie sal bly wees en jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Is daar enige iets regverdig op die aarde vandag? Selfs die regstelsel is verdorwe. Die volke sal U loof, sê vers 6. O God, die volke almal saam sal U loof, vers 7. Die aarde het sy opbrengs gelewer. God, onse God, sal ons seën. God sal ons seën en al die eindes van die aarde sal hom vrees. Pragtige woorde hier in die Psalm wat van daai tyd geskryf was en wat van toepassing is op ons, op wie die einde van die eeue gekom het. Openbaring 14 vers 6, kom ons kyk weer na daardie baie, baie belangrike liefdeswaarskuwings aan die einde van tyd. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Voor jy verder lees, hierdie vers 6 het 'n finaliteit aan hom. Dit is die inleiding tot die laaste oproep wat God maak. Let op wat dit sê. Die engel vlieg in die middel van die lug. Met ander woorde, nie in 'n hoekie ergens nie, dat almal kan sien. En hy het nie net die evangelie nie, hy het die ewige evangelie. En hy verkondig dit aan die mense van Sudan, of die mense van Australië? Nee, aan die aarde, aan alle nasies, alle stamme, alle tale, alle volke, so die hele aarde moet hier luister. En wat is die boodskap, vers 7? En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Nou, dit sê vir ons dat die groot finale oordeel is hier. En nou gaan die regter praat. En hy sê ons moet hom aanbid, die skepper. Wat doen die wêreld vandag? Hulle kom by mekaar in sale en daar word musiek gespeel, daar word pryse uitgedeel, daar word 'n groot ophef van mense gemaak, maar God is nie daar nie. En hier gaan die oordeel plaasvind. Ons moet hom aanbid en nie mense aanbid nie idees aanbid nie, maar God aanbid, die skepper. En dan kom die tweede engel, die tweede boodskap, vers 8. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn, van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde... Ja, voor jy by die derde engel kom. Hierdie ander engel van vers 8, die tweede boodskap. Dit sê, geval, geval, 2 keer. Deur misleiding, deur verkeerde dinge, deur die eeue, deur tyd, deur tradisie, het Babylon geval. Nou die woord Babylon van die woord Babel af, toe daar verwarring gekom het, die toring van Babel, toe die mens sy eie werke daar geplaas het vir sy eie redding, het dinge deur die eeue ingesypel in die kerk. Na die Christelike era, toe die heidene en die Christene probeer saam smelt, het baie heidense gebruike ingekom, en vir jare is tradisie dinge ingebring,
en kompromieë is aangegaan en gewoontes is gevolg deur eerlike goeie mense en wat dink dat dit nou die regte en die Bybelse manier is om te aanbid. En dit is nie so nie. Want dit sê hierso, die groot stad, omdat sy die nasies laat drink het, ander woorde, hulle is geforseer om die wyn te drink van haar hoerery. Hoerery wys daar na die valse leerstellings wat van die heidendom ingekom het. En as jy die geskiedenis nagaan, dan is daar heelwat leerstellings en gebruike wat die kerk binnengekom het en wat hier as wyn beskou is wat gegis is, wat verkeerd is. En het hierdie dinge in die kerk ingekom en die woorde is geval. Hierdie kerke het hulle kans gehad, maar het van erg na erger toe gegaan. Nou kom die derde engel. Hy sê, die eerste een het gewaarsku om God te aanbid, die skepper. Die tweede een het gesê, die kerkstelsels van hierdie aarde is nie meer waarheid nie. En nou kom die finale boodskap, die derde engel. En wat sê hy? Dis vers 9. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal. Nou, voor jy verder lees, nou word God se grimmigheid uitgestort op die dier en sy beeld. Nou, wat beteken dit die dier se beeld? As ons teruggaan van hoofstuk 14 na hoofstuk 13 toe, waar die seedier opstaan, en die hervormers van Martin Luther en Calvin en almal was dit eens dat hierdie eerste dier stel die Romeinse stelsel voor. En daardie stelsel het mense vervolg, het duisende, miljoene mense doodgemaak in die naam van godsdienst, toe staat en kerk saamgesmelt het. En daar bose dinge plaasgevind. Vandag probeer mense dit toesmeer en sê, ja, dit is nie verlede, ons is jammer daarvoor, het sal nie weer gebeur nie. Die draak het nog nooit sy planne verander nie. En dan in die tweede deel van Openbaring 13 staan daar 'n landdier op. En daardie landdier sê die woord, maak 'n beeld. En daardie beeld is iets wat net soos die oorspronklike lees is. Die oorspronklike is Rome, die pausdom. En nou gaan die pausdom weer, soos in die middeleeue, daar dieselfde vervolging instel. En dit word die beeld van die dier genoem. Die valse profeet, soos die Bybel haar ook noem. En het sê, hulle sal gepynig word deur vuur en swaal, voor die engele en voor die lam. Dit beteken dat hulle nie sal kan wegkom van God se toorn nie. God sal sy toorn op hulle uitgiet. En dan vers 11. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Tot sover. Daardie ewigheid beteken die gevolge van hulle dade is die dood, en dis vir ewig. En daar is geen rus nie, daar's geen ewige lewe nie, daar's geen voordeel aan betrokke nie. Dit is finaal, dit is verby. Dit slaan die laaste spykers in die doodskus van duisternis. En dan sê dit,
Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. So hier kontrasteer die profeet Johannes dit. Hulle wat God aanbid, die Skepper, en die gevalle kerke en die dier in sy beeld wat God nie aanbid nie. En daardie kontras kan nie groter wees nie. God se kinders wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar, hulle sal gered word. Nou, jy kan dalk sê, ek het geen kans nie. My lewe is 'n gemors. Ek het geweet wat reg is, maar ek het afgedwaal en ek gaan nou maar verlore gaan saam met al die bose engele en hierdie dinge waarvan hier gepraat word. Ek het hierdie fotootjie opgesit, ons tweede laaste foto, van hierdie grasdakhuisie. Hierdie huisie is gebou in 1796 en het heeltemal verval. En toe het hulle hierdie huisie se dak afgehaal, want daar was niks meer oor nie. En hulle het die mure herstel, hulle het hom mooi geverf, hulle het 'n nuwe balke opgesit, hulle het 'n nuwe grasdak opgesit. En vandag sal ek graag in daardie huisie wil gaan oornag en daar bly. Hierdie huisie is volmaak herstel. Hy is eintlik net so goed soos nuut. En dit is wat die Here deur hierdie 3 boodskappe wil doen met ons. Hy kom na ons toe waar ons so vervalle hut is, waar daar, as dit reën jy nat, as die wind waai die wind dwars deur die huis. As die goggas en die goed vlieg, dan vlieg hulle in by die huis sommer deur die dak. En hy sê, ek kan hierdie plek herstel. En jy het 'n keuse, of jy deur die padskraper plat gestoot wil word en finaal vernietig word, en of hy jou kan oordoen en herstel, soos hierdie pragtige huisie. God wil die geroep wat deur die eeue uitgegaan het, oor die hele wêreld, finaal beantwoord. En wat is daai roep? Daar kan jy vir ons lees in Openbaring. Openbaring die 6de hoofstuk. Want deur al die eeue is die martelare wat swaar gekry het, word in simboliese taal hier in Openbaring hoofstuk 6 in vers 10, hoor ons daar die stem nog vandag wat sê, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? So hulle erken God as die waaragtige. Hulle is God se kinders. En hulle sê, hierdie onregverdigheid wat wanneer gaan nie ons bloed wreek op hulle wat boos doen? Hierdie oproep gaan uiteindelik beantwoord word, wanneer God sy reddingsoordeel afhandel en die gewillige hande en voete wat sy werk voltooi, hy gaan die bevel gee, gaan uit, verkondig my boodskap, roep mense voor dit vir ewig te laat is en sê hulle moet huis toe kom. Hy voorsien die krag. Sy gees sorg vir die oes. Hierdie oes sluit die gewilliges in wat die boodskap uitdra. Die eer kom God toe. Gaan ek en u deel daarvan wees. Gaan ons deel wees daarvan. Deel van die span van 144.000, soos die Bybel sê, wat sy lig en sy waarheid gaan uitdra aan die verloornes om ons. En in my laaste foto het ek daardie oordra van die boodskap so voorgestel. Wanneer daar dooie kersse is wat net met die swart pit daar staan, het ons die voorreg, want die Here het vir ons lig gegee,
dat ons soos in hierdie gebedsfoto die lig kan wees wat ander se liggie kan aansteek. Dit neem nie van ons lig weg nie, dit maak die lig al meer en al meer. Sal ons nie die boodskap uitdra aan almal om ons, sodat daar 'n groter gejuig in die hemelhowe sal wees, wanneer ander ook saam met ons die Here sal kan loof nie. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, ons dankie vir woorde van profesie, wat deur die verhale en die gebeure in die Ou Testament en selfs die Nuwe Testament meer spesifiek vervul sal word in die eindtydvolk. Mag ons hierdie tekens en hierdie beloftes en liefde van ons liefdevolle God raak sien. Hier aan die einde van tyd, gee vir ons gewillige hande en voete om u werk te doen. Amen.